So, iemand het gevra, pastoor, praat bietjie oor kliks in die kerk. Nou, dit is iets wat baie kerke kan verwoes, is daai klein groepies wat saam staan, wat dink hulle is beter as ander, en wat ander mense uitsluit. Dit lyk dalk na ietsie klein, en dit klink dalk na ietsie klein, maar dit kan groot skade in 'n gemeente veroorsaak. Nou kom ons kyk na God se hart vir eenheid. In 1 Korintiërs 1 vers 10 lees ons, ek vermaan julle broers in die naam van ons Here Jesus Christus, dat julle almal een moet wees in julle uitspraak en dat daar geen verdeeldheid onder julle mag wees nie, maar dat daar volkome vereniging moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. God se droom vir sy kerk is eenheid. En wanneer daar kliks in die kerk ontstaan en wanneer mense dink hulle is beter as ander mense, dan bring dit 'n skeuring in die liggaam van Christus. Dit sluit mense in wat dink hulle is beter as ander, omdat hulle meer geld gee. En ek het dit al baie gesien. Daai mense wat meer geld vir die kerk gee, baie kerke, sê nie alle kerke nie, maar baie keer dan is dit 'n geval van, hulle gee so baie vir die kerk, so kom ons gee vir hulle 'n vote in wat aangaan in die kerk, en hulle is spesiaal, en ons moet hulle vereer, en nee, dis nie hoe dit werk nie. Wanneer jy gee jy met 'n blye hart, en wanneer ek gee, wil ek nie ander mense moet weet ek het gegee nie. Dis 'n saak tussen my en die Here. Okay, maar jy kry hierdie mense wat dink, ek is so special, want ek het nou so baie geld vir die kerk gegee. Okay. Nou, party mense dink hulle is beter omdat hulle meer gee. Ander dink hulle is belangriker omdat hulle 'n hoë posisie in die gemeenskap het, of miskien omdat hulle 'n beter werk het. Party mense kyk neer op mense omdat hulle nie in dieselfde duur woonbuurt as hulle bly nie, of omdat hulle nie 'n nuwe kar ry nie, of dat hulle dalk nie fancy klere dra, soos wat die res dra nie. Maar Jakobus waarsku ons in Jakobus 2 vers 2 tot 4, dat ons nie 'n verskil moet maak tussen ryk en die arm in die huis van God nie. As ons meer eer aan die een gee met mooi klere en die arme man ignoreer, het ons verkeerd gedoen en jy oordeel. Want jy sê basies daai persoon is nie goed genoeg nie, want hulle het nie dieselfde status, geleerdheid of aansien as wat jy het nie. Okay. Dan die volgende ding. Daai tannies in die kerk, skinder en uitsluiting. Kliks in die kerk, enige ding in die lewe, gaan dikwels hand aan hand met 'n geskinnery. Spreuke 16 vers 28 sê, 'n verdraaier saai twis en 'n skinnerbek skei vriende van mekaar. As ons ander afbreek agter hulle rug, maak ons ruimte vir die vyand om verdeeldheid te saai. En julle, ek het al gehoor, party mense, dan sit daai groepie, daai klik sit so saam in die kerk, en dan kom iemand in, kyk ons skoene, het pas nie by daai rok nie. Wat het sy nou weer met haar hare gedoen? Nee, hoorie, het jy gehoor? Linda en haar man, daar was glo drama by hulle huis, en en mense kom agter wanneer hulle in die kerk inloop, dat jy van hulle praat. Okay, dus soos as ek voor op die preekstoel staan, kan ek sien wie luister, en wie se gedagtes is nie daar nie. Okay? Moenie agter mense se rug praat nie. Ek dink net hoe dit voel vir iemand, wat nie in 'n kerk inkom. Dis nou jou eerste keer of jou tweede keer daar in die kerk, en nou word jy so snaaks aangekyk. Nou voel jy half, as ek by die regte plek. En dan hulle ervaar nie die liefde van Jesus nie, want die klik
laat hulle nie deel voel nie. Gee met die regte hart. Okay? Jesus het die weduwee se 2 muntstukke hoër geag as die groot geskenke van die ryk is. En jy kan dit in Markus 12 gaan lees. Dit wys dat God na jou hart kyk, nie na die bedrag wat jy gee, of jou status of jou geleerdheid nie. Gee moet nooit gebruik word om mag te koop of om jou beter as ander te laat voel nie. Dan gaan jy nie 'n beloning kry vir dit nie. Okay? Want as jy gee om beloon te word, sê die Bybel, gaan jy niks terug ontvang nie. Jesus se voorbeeld, ons Here Jesus het nie mense uitgesluit nie. Dink, waar het Jesus ingegaan? Wat het Jesus gedoen? Met wie het Jesus tyd spandeer? Tollenaars, vissermanne, armes, buitelanders, mense van verskillende gelowe. Hy het gewys dat die koninkryk van God oop is vir almal. Hoe kan ons dan kliks vorm en ander mense uitsluit op grond van hoe hulle lyk, hulle education, hulle bankrekening, waar hulle bly of wat se kar hulle ry? Daai is beslis nie hoe Jesus sou optree nie. So, wat moet ons doen? Wees bewus van jou houding. Kyk of jy mense uitsluit of beoordeel. Partykeer doen 'n mens dit, miskien is jou geaardheid net, jy's 'n introvert, en jy's gemaklik met jou groepie mense, en jy bedoel dalk nie om iemand uit te sluit nie, maar wees versigtig vir dit. Brei jou sirkel uit. Wees vriendelik met almal, nie net met jou eie groepie nie. Ek het so 'n maand of wat terug het ek besoek gaan aflê by 'n gemeente in Pretoria. En na die tyd, ek het saam met vriende gegaan wat in daai gemeente was, en hulle kuier toe by ander mense, en ek staan nie daar rond. En hierdie dame kom na my toe, so vriendelik, en sy sê vir my, "Hallo, is dit jou eerste keer hier?" En ek is die tweede keer, maar het was lank terug, en sy het my so welkom laat voel. Deur net te kom vra, "Hallo, hoe gaan dit? Is jou eerste keer? Waar kom jy vandaan?" Okay. Stop die skinder. As jy iets hoor, hou dit vir jouself. Moenie daaroor praat nie. Dit is nie jou besigheid nie. Bid vir eenheid. Vra dat God jou hart sal sag hou en dat jy 'n draer van sy liefde sal wees. So, in afsluiting, in die huis van God is daar nie plek vir kliks nie. Ons is een liggaam, ons is een familie, en die kruis het ons almal op dieselfde vlak geplaas. Of jy nou ryk of arm is, of jy nou bekend of onbekend is, of jy 'n man of vrou is, dit maak nie saak nie. As ons meer fokus op wat mense besit, as op wie hulle in Christus is, dan mis ons die hart van die evangelie. Die liefde van Jesus sluit in. Dit wys nie af nie. Ek hoop hierdie beantwoord julle vraag. Lekker aand. Shalom.